Dinsdag 1 Julie 2025. In hierdie breekmerk gaan ek praat oor die boek van Thomas. Hoekom gedoen ek dit? Wel, dit wat ek sien, wat gebeur tussen ons mense. Nou praat ek met my tribe, die boer tribe. Daar is 'n geestelike ontwaking en mense begin vra. Hulle begin baie van die goed wat vir jou vertel is in die kerk en in die sondagskool en so, begin mense nou te bevraagteken en vra, wat was die motief, hoekom is dit gesê? En ek het nou al baie gepraat oor Haile Selassie en hy sê dit baie duidelik. There's a big difference between spirituality and religion. Nou, spirituality is wanneer jy werklik, geestelik kontak maak met die skepper van die hemel en die aarde. En dit is 'n groot ervaring. En daar's baie mense wat dit nie ervaar nie, want hulle is gefokus op religion. Hulle Bybels is basically vir hulle 'n afgod. En dit is duidelik. Maar daar is 'n ontwaking en mense begin vra. Ek het nou al op my kanaal gepraat oor die ou Ethiopiese Bybel en ek gee vir julle net hierdie inligting. Ek sê nie vir jou wat om te doen nie. Ek sê dit nie vir jou nie. Ek gee vir jou die inligting, jy verwerk dit en jy dink daaroor. Nou daar's nog 'n boek wat nie in die Bybel ingesit is nie. En dit is die boek van Thomas. Nou, die beeldjies wat ek vir julle gaan wys is in Engels, maar ek gaan dit ook in Afrikaans bespreek. Nick de Fabio het hierdie getweet op Twitter. This banned gospel tells a shocking story about Jesus, the Gospel of Thomas. It was buried for 1,600 years, and when it resurfaced, it challenged everything the church taught. Why was it hidden? Here's what it says, and why religious leaders feared it. Nou, ek het ook al gepraat daaroor, hoe dat die kerke ons mislei het, en hulle vir ons dogmatiek verkondig het, en probeer verduidelik het, volgens hulle leerstellinge, hoe jy jou skepper moet aanbid, en hoe jy jou lewe moet lewe. En die dominee, of die priester, of die whatever, of homself in charge gesit het, verduidelik vir jou, hoe moet jy die dinge in die Bybel interpreteer. Jy moet dit nie lees en self interpreteer nie. Jy moet dit nie lees en die Heilige Gees toelaat om jou te lei nie. Nee. Jy moet doen wat hy sê jy moet doen, hoe hulle sê jy dit moet doen. En ons het in Suid-Afrika, het ons boere daai ding beleef en ervaar oor, hoe polities gedrewe die kerke geword het. Daarom sien jy vandag, as 'n groot beweging weg van die kerk af. Ek dink daar is nou meer Christene buite die kerke, as binne in die kerke. Kom ons gaan aan. A lost saying gospel. Unlike the Bible's gospels, this one is different. No birth story, no crucifixion, no resurrection. Just 114 cryptic sayings spoken by Jesus himself. Some scholars believe it's the earliest record of his teachings. Nou, dit is belangrik die kennis neem daarvan. Hulle sê daar, die groot ding, hoekom hierdie boek eintlik uitgelaat is daai 3 goed. No birth story, no crucifixion, no resurrection. Nou, dit is so dat baie van die religions, Christelike religions, is gebou op daardie 3 pilare. Dis waarop het gebou is. Maar hierdie ou sê, just 114 cryptic sayings spoken by Jesus himself. En ja, ons het ons al baie keer die gesegde gehoor van ongelowige Thomas en so. Maar kom ons gaan aan. 2. A dangerous idea. One message repeats throughout the text. The kingdom is within you, not in buildings, not in rituals. This challenged everything the early church built. No need for priests, no temple worship, no hierarchy. Just
direct access to the divine. En dit is nou net 'n dop hoe ek leef. Dit is hoe ek leef. En ek kan dink dat dit die kerkvaders glad nie aangestaan het, hierdie ding nie. Want no need for priests, no temple worship, no hierarchy. Just direct access to the divine. Dit vervul hulle met vrees hoor, want jy vat hulle mag weg. Jy vat hulle hou vas en greep op jou weg. 3. Gnostic overtones. The Gospel of Thomas has strong Gnostic themes. Inner knowledge, external authority. Salvation through awakening. The divine sparks inside all people. It paints Jesus as a guide to self-realization, not just a savior. This terrified the church. En ek kan glo hoe dit die kerkleiers en kerkvaders omgekrap het, hierdie ding. Inner knowledge is groter as external authority. Salvation through awakening, the divine spark inside all people. Hulle moes dit moes hulle met vrees vervul het, en ek kan verstaan hoe hulle koppies geraas het toe hulle hierdie goed raak lees hoor. 4. Sayings that shocked theologians. Some verses raised eyebrows for centuries, like, split a piece of wood and I am there. Whoever discovers the interpretation of these sayings will not taste death. It suggests that Jesus was everywhere and that enlightenment, not obedience, was the goal. En dit is maar wat ek vir julle al vir baie lank sê hoor. Dit gaan oor jou verhouding met die Skepper. Nie oor hoe goed jy die Bybel ken en hoe getrou jy bydra by die kerk gee en hoe getrou jy luister vir wat die dominee sê en hoeveel keer jy in 'n maand opdaag daar en so nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. En dan die ding dat Jesus is everywhere. Die Skepper is in alles om ons. Ek het al baie gesê, gaan stap maar in jou tuin, kyk na die bome, kyk na die blomme, dink, luister vir die fluister. In elke blommetjie, in elke blaar, in elke stingel, sien jy God se hand. 5. Hidden for 1,600 years. The gospel disappeared until 1945. Buried in a clay jar near Nag Hammadi in Egypt. Why hide it? Likely because it gave spiritual power back to the individuals and stripped it from the institution. Dis waarop jy moet fokus. Likely because it gave spiritual power back to the individual and stripped it from the institution. Dit is baie belangrik om daarvan kennis te neem. 6. Why it was banned. Early church leaders called it heresy. It lacked a crucified Jesus, a risen Christ, clear sin redemption theology. They feared it diluted in their narrative they fought to preserve, so it was buried and nearly erased. Daar is dit maar weer. Daai 3 punte wat ek van die begin vir jou sê. A crucified Jesus, a risen Christ, clear sin redemption theology. Dit is hoekom hulle dit begrawe het. 7. It is a modern revival. Today, it is studied around the world. Mystics love the meditative depth. Scholars see it as historical gem. Spiritual seekers explore its hidden meanings. The more people read it, the more it raises one question. Did Jesus say more than what we were told? Dis belangrik. En ek het al baie kere gesinspeel op het, daar word baie goed vir ons weggesteek. En ek het al gesê, daar is versies in die Bybel weggelaat of verander en verdraai om te pas by die tyd waarin dit geskryf is of gepubliseer is. En maar dit maak mense ongemaklik, dit maak party mense moedig as ou so iets sê. Maar jy moet verstaan, die reproduksies van die Bybel is deur mense gedoen.
En mense is geneig tot korruptheid. Dit is maar so. 8. The big questions. The Gospel of Thomas leaves us wondering, was Jesus a spiritual liberator, not just a Messiah? Did early leaders suppress inner teachings for control? What else was lost? And maybe the most hauntingly, what does it mean if the kingdom really is within? En dis waar die groot ding kom daai. En Jesus het dit gesê, en daar is plekke in die Nuwe Testament waar hy sê, jy is die tempel van God. Jy. Nou ja. Some gospels were chosen, others were buried, but the ones that were buried often holds the keys to the truths we've long forgotten. What do you think the church was trying to hide? Well, wat my betref, wat hulle probeer wegsteek het, is nie so erg soos dit, wat is hulle doel daarmee nie. Hulle doel was om beheer en kontrole oor jou te hou, en om jou te sê, hoe jy moet lees, hoe jy moet dink, en wat jy daarvan moet dink, en hoe jy dit moet interpreteer. Dis waaroor het gegaan het, beheer. En dan iemand geantwoord op hierdie stuk wat die ou getweet het. The church created a power structure, like the one that crucified Jesus, but stronger. So they were trying to hide the fact that we don't need to go through them to find salvation if God is within us. However, the Bible does contain this saying of Jesus that the kingdom of God is within us. But many Christians still today rely on the church as an institution to spoon-feed them the Bible. And I have never heard a sermon on that specific verse. Nou ja, jy moet oor hierdie goed dink daaraan, dink wat gesê word, maar die belangrikste is, moenie vir een oomblik vergeet nie, jy is die tempel van God. Jy moet jou hand in die hand van God sit. Jy moet deel word van God se spiritual network. Daardie geestelike netwerk van die Skepper. Dit is die volk van God. En in daardie volk is 'n klomp tribes hoor. Baie tribes. Maar dit is geesgevulde mense wat in daardie tribes is. Dink oor hierdie dinge. Moenie net omdat dit teen jou hoe jy glo en hoe jy geleer is ingaan, dit dadelik verwerp nie. Dink mooi, maar die belangrike ding is, in hierdie boek van Thomas, daar sê Jesus self, wat die waarde is van jou geestelike koppeling met die Skepper. En hy sê vir jou, die Skepper is in alles rondom jou, alles wat jy sien. Gaan kyk in die natuur en weet dat God is in beheer. Nou ja, gee my maar 'n like en 'n subscribe en share die ding. En ja, ek vra en altyd bly sê subscribe, dit is belangrik. Die YouTube hou nie van my nie. En hulle druk maar 'n nat kombers oor my goed. Maar die boodskap moet uit, ons mense wat dit moet hoor. En jy kan bydra deur te subscribe en te share. En dan het ek nou die addisionele fasiliteit waar jy 'n lid van die kanaal kan word, waar jy kan join, 'n member kan wees, kos jou 'n paar rand 'n maand, ek dink is R19 of so. Maar die feit van die saak bly, ek kan nie doen wat ek doen sonder finansies nie. Op 'n manier moet ek ook my krag betaal en kos koop en so voorts. Maar nou ja, lekker dag vir julle en moenie vergeet nie, kyk in, kyk op, kyk rond. Boerieman uit.